Hallo julle, dis Ria Leroux hierso vir We Are Centurion TV. Ek is baie bevoorreg vandag want ek gesels met 'n baie jong talentjie. Sy sing en sy skryf haar eie liedjies en haar naam is Zonnebloem. Zonnebloem, welkom hier by ons. Hallo Ria, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed nou dat jy hier is. Dis wonderlik. Met jou geel rokkie hier in die winter het jy Jo. sommer die hele We Are Centurion TV ons is sommer 'n goeie by omdat jy hier so is met jou geel rokkie vandag. Jy lyk pragtig, hoor. Baie dankie Ria. Kan Jy sien lyk net ook moeite baie gedoen. mooi. Ag, dankie, ek's 'n bietjie koöperatief vandag want ons represent We Are Centurion TV Professioneel. professioneel en ons moet die ding doen. Ja. So vandag is ek nou nie te malkoppie nie, maar die Nog malkoppie steeds daar. kom maar nog steeds so nou en dan Hy uit. moet. Ons is mos uniek. Zonnebloem, nou hulle praat mos van die journey. Wanneer het jy nou uitgevind hierdie liedjies kom net na jou toe? So ek sing al van kleins af vir my wonderlike familie en hulle sê dit klink mooi, maar hulle moet mos maar so sê. Ja. Och, Dit is let's mos maar face 'n it, they have given. to, ja. Ja. En tot onlangs wat die regte spesiale mense net op my pad gekom het en alles het net so mooi in plek geval toe ek begin skryf, toe kon ek nie ophou nie. So die passie het net so vinnig oor my gevloei en nou lê hy op my. Ek kan nie ontslaa raak daarvan nie en ek geniet elke dag wat ek doen. So ja, mense kan net sê die regte mense het oor my pad gekom en die regte geleenthede en ja, nee, ek is baie dankbaar want nou het ek regtig 'n groot deel van my gevind in my skryfwerk en my lirieke. En soos hulle ook sê, purpose vir jou lewe ook. So Ja. amper soos 'n higher calling soos ons sou in Engels sê. Zonnebloem, nou maar, wat is jou proses? Skryf jy nog met 'n pen en papier of prompt jy daar in AI, suno.com soos almal deesdae doen? Wat vertel ons bietjie meer. As ons mag weet. Die geheime moet ek nou hier so Jy moet jou uitlaat. geheim hou, maar ons wil weet. So ek is baie oudtyds, ek het 'n ou siel, so ek hou nog van die pen en papier. My Wonderlik. gunsteling is om in my kamer te sit, pen en papier voor my, partykeer die laptop of die rekenaar en dan tik jy dit nou daarso in. Dis nogal veiliger, want as jy skryf, maar sien, daar lê so baie papiere in my laai van geskrewe goeders en idees en nuwe ontwerpe wat ek baie opgewonde is voor. Maar ja, ek sit met my gitaar en dan skryf ek die lirieke neer want my gitaar gee net vir my 'n gevoel van wat ek wil hê my liedjie moet wees. Ja. Dis baie snaaks, net daai akkoord wat jy speel. Gee net dadelik vir jou 'n gevoel binne in jou en dan voel jy, okay, dis waar ek wil hê die liedjie moet gaan. So definitief ja, pen en papier en partykeer ja, ek like om die AI te gebruik vir, so byvoorbeeld ek sal lirieke skryf, die melodie maak op my gitaar en dan sal ek vir AI vra om net die sekere instrumente wat ek wil in hê by te sit, sodat ek die idee vir my vervaardiger kan stuur, sodat hy presies kan weet omtrent waar ek wat wil hê en dan begin ons soos van niks af bou nie, dan bou En ons mag nou ek vra instrumente. wie jou vervaardiger is? Ja, Kelvin Botha, ek mag spog, die Jy ongelooflikste moet. vervaardiger in die wêreld. Hy het so my unieke klank gevang, want ek glo baie van die goed deesdae is dieselfde, die musiekbedryf, baie van die goed is Absoluut, dieselfde. dis 'n reset, So jy ja. moet daai uniekheid in die musiekbedryf inbring, mense gewoond maak daar, want ek dink mense soek bietjie weer nuwe vars klanke en hy doen dit so perfek. So ek is so ongelooflik dankbaar vir hom en hy maak net hoe kan ek sê, die studio sessions so interessant en lekker vir my. So dit is soos my tweede huis om in die studio te wees. In die Ag, ateljee. wonderlik. Is dit die vervaardiger wat blind is? Ja, hy's heeltemal blind. Regtig, is dit hy? Ek het al baie van hom gehoor. Maar ek sal vir jou sê, het hy nie sy aardse oë om jou te sien nie, het hy Hy voel die regtig- instrumente. Jog, en ek dink hy het die mooiste beeld van die lewe. Hy is so gelukkig en vreugdevol altyd. Hy inspireer my in my musiek en hy maak my net meer wil doen met my musiek. So ja, hy's 'n groot inspirasie vir my. En soos ek sê, het hy nie sy aardse oë om deur te sien nie. Ek dink sy siel sien die mooiste dinge in die lewe. So ek's baie dankbaar om deel te wees van Ja, want daai hulle sê proses. mos as jy nie kan sien nie, dan verskerp jou ore. Ja, dit Miskien is die dit ander wat met hom sintuie ook word gebeur, mos- is dat sy ore is nou so ingestel op musiek en om dit perfek reg te kry. Ja, nee, hy het 'n groot talent daarvoor. En Zonnebloem, hoe oud was jy toe die liedjies na jou toe begin stroom het? So toe ek self begin skryf het, dit was laas jaar in die begin van laas jaar, so ons kan sê 16 jaar oud, wat ek begin self lirieke skryf het, maar soos ek self van kleins af is musiek 'n passie van my, maar toe ek 16 jaar oud was, toe het lirieke begin vloei. En binne ek het nou met jou gepraat, hoe praat jy van dis 'n gesonde uitlaatklep vir jou en dit is 'n liedjie skryf is iets wat jong mense en tieners
regtig kan begin doen om hulle self te express, soos hulle nou sê in Engels. Dink jy dis 'n goeie manier van 'n tydverdryf vir 'n tiener om te begin liedjies skryf en te eksperimenteer daarmee? Ek dink definitief so. Dis eintlik baie moeilik om te verduidelik, maar as 'n mens skryf, dan kom dinge uit jou uit wat jy nie geweet het self bestaan nie. Nou, ek is op die oomblik besig met studies. Ek studeer teologie met fokus op berading. So ons leer baie diep fisiese dinge van die menslike brein, jou gevoelens, en jy kry iets van 'n onbewuslike deel van jou brein. Ek voel en ek dink en ek glo persoonlik as jy lirieke skryf, kom daai onbewuslike gevoelens van jou brein kom deur op jou lirieke. So ek dink jong mense kan dit gebruik om hulle gevoelens in lirieke oor te sit en dit is so bevredigend en dit bring vir jou rustigheid en vrede dat wat jy voel binne, wat jy glo binne, hoe jy die wêreld sien, in woorde en lirieke kan sit en mense vind aanklank daarbey. Dan weet jy is nie alleen nie en jy voel net asof jy deel is van 'n groep mense wat jou ondersteun. Ja, jy maak my sommer lus om nou hier agter 'n boom te gaan sit. Gaan ons sit en skryf? Ek dink ons moet 'n liedjie saam skryf. Ek dink heeltemal ons inspirasie vir jong mense, glo ek. En dis ook hoekom ons jou wou nooi, want ek dink miskien in 'n way die Here jou geroep om tieners en veral die onder 18-jariges wat miskien bang is om 'n pen en papier te gryp. En miskien nie seker voel van hulle self nie en jy laat dit so maklik klink. Is dit so maklik of is dit nogal kompleks? Waarvan jy dink, is dit iets wat jou miskien laat hartseer voel of verskriklik bly laat voel? Of is daar nie soveel emosie betrokke in die proses nie? So, lirieke bring baie emosie in my uit. Ek sal sê, die groot ding vir my altyd was, ek sien op skool en ook in hoërskool, laerskool, op skool, mense vat daai proses en daai tydperk van iemand se lewe baie ligtelik, maar dit is eintlik die tydperk waar 'n persoon baie groei vir hulle toekoms. As daar dinge verkeerd gaan, dan kan jou hele toekoms oor daai klein dingetjie kan dit heeltemal soos gebreek wees. So ek dink in hoërskool so baie mense en so baie jong mense dink almal moet dieselfde wees. Soos hulle almal volg mekaar en dis so verkeerd want ons is gemaak om ons uniekheid wat Liewe Jesus ons mee geseën het, is ons gemaak om dit uit te leef. Anders as almal dieselfde was, sou die wêreld heeltemal vervelig gewees het. Jy moet daai spesiale uniekheid binne in jou uitleef. Dit is hoe mense met mekaar connect en regtig aanklank vind by mekaar. So ek dink, soos jy sê, ek dink die jonges moet definitief, as hulle daai oorsit, hoekom hulle bang is om hulle eie lirieke te skryf, dink ek hulle is bang om daai uniekheid binne hulle te wys, want hulle dink, omdat alles nou so dieselfde moet wees, kan mens nie jouself wees nie. En dis die ergste ding vir my, ek dink die mooiste ding van iemand is as hulle self is, en dit kan jy oorsit in lirieke. Lirieke moet uniek wees, dit kan nie anders nie, want jy moet jou eie persoonlikheid, jou hart en jou gevoel in jou lirieke sit. So ek dink dit sal baie die jonges help om hulle self te wees, hulle sal hulle self vind deur om lirieke neer te skryf. Wow, daar sê julle ons moet begin lirieke skryf. Jong mense, teenagers, please start doing that songwriting. Start learning guitar, how to play the guitar. It's a healthy way for you to express yourself when you're feeling depressed, when you're feeling down, misunderstood. And this from a young songwriter herself. Mens kry nie baie beter as dit nie, nê? Soos hulle sê uit die perd se bek uit, want jy verteenwoordig daai demografie, that demographic. Wat ek by jou wou geweet het is, jy's nou so passievol oor lirieke. Wie hou jy van in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf as 'n liriekskrywer? Ek sal sê Bernice West. Hoekom ek so sê, want sy sit haar unieke stempel. Sy is juist iemand wat haar uniekheid uitbring en dit in haar lirieke sit, want jy sal baie, hoe kan ek sê, baie goed wat ooreenstem in haar woord wat sy daar buite sit deur haar lirieke. Stem baie van haar verskillende liedjies ooreen met mekaar. Dit vertel dieselfde storie, dit vertel dieselfde motiveringsgevoel wat sy vir mense probeer gee. So sy sit haar unieke stempel op elke liewe liedjie wat sy doen. So ek is baie mal oor haar lirieke, want jy sien haar menswees en haar hart en haar woord wat sy daar buite probeer sit in elke liewe liedjie wat sy uitsit. So sy's konstant op haar uniekheid wat sy in haar liedjies uitbeeld. Fantasties. So skryf sy haar eie lirieke. Ja, ek dink so. Wonderlik. En van die mans kunstenaars, is daar iemand na wie jy opkyk? Ek dink Fransjo van Cooke
Hoekom ek so sê, is mense dink meeste van sy goed is oppervlakkig, maar as jy regtig diep gaan luister na sy lirieke en sy liedjies wat ek nou al het, ek is 'n baie groot aanhanger van hom. As jy gaan luister na sy lirieke en regtig diep kyk wat die betekenis is van sy lirieke, dan besef 'n mens hy skryf ook so diep woorde. Hy sit dit nou maar oor in melodies wat werk vir mense wat ligtelik voorkom, maar die mense wat dit moet hoor sal dit hoor. Dit is so mooi en ietsie diep lirieke. agter daai lirieke wat jy net saam sing. Presies, dit is so diep. Dit is so source. En emosioneel en mense kan hoor dit kom van sy hart en siel af. So dit is hoekom ek opkyk na hom ook en sy lirieke, want hy het die perfekte balans gekry tussen diep emosioneel van die hart af, maar op 'n manier wat dit mense kan aanraak deur die melodie en die beat. Want die Afrikaners, hulle soek, ons is trots Suid-Afrikaans, ons soek daai lekker, hoe kan ek sê? Ons soek ritme. Ons soek 'n ritme by die braaivleisvuur. Presies. En hy sit dit so uit en so ook 'n unieke, want elke liedjie van hom, jy kan hoor dis hy wat daar sing, jy kan hoor dit is sy melodies en so hy sit ook sy unieke stempel daarop. Sy lirieke is ongelooflik mooi. So ja, ek dink hy het die perfekte balans gevind in dit. Fransjo van Cooke, hier's jou grootste aanhanger, hoor? Definitely. We'll tag him guys, okay. En daai as 'n liedjie skrywer is in jou kamer, is baie privaat, maar om jouself op 'n verhoog te sit is natuurlik weer 'n heeltemal ander storie, nê? Ja. En hoe vulnerable 'n mens voel. Jy weet, want jy kry ouer tannies wat so vir jou sit en kyk, wie's jy? En jy kry jonge kinders wat dans en dan, jy weet, ek is ook maar altyd met die jong kinders besig om te dans, want jy weet, van die ouens sit jou en so en kyk. Hoe ervaar jy dit? Is dit vir jou moeilik om nou voor 'n lewendige gehoor jou liedjies jouself so te ontbloot voor hulle? Ja. Spreekwoordelik. Ek sal sê dit is moeilik, want wat ek eintlik vir die mense wil sê, as hulle 'n vertoning gaan kyk, en ek het hierdie self besef toe ek 'n kunstenaar geword het, is jy verstaan nie wat se verskil dit maak as daai groep wat vir jou sit en kyk terwyl jy sing, as hulle net so bietjie interact met jou, 'n handjie klap of net fluit, dit help so baie, dit maak jou gemoed lekker voel op die verhoog. Maar ek is baie trots op myself op die verhoog, maar ek gaan nie jok nie, ek is baie 'n senuweeagtige mens, veral as dit by die verhoog kom. So nee, dit is nie maklik nie. Maar soos ek sê, net daai mense in die gehoor, as ek hulle kan vra om net bietjie met die kunstenaar, net ietsie, want dit help so baie vir my as 'n kunstenaar, as ek sien hoe as ek musiek sing, hoe dit iemand kan aanraak. Dan motiveer dit my om myself meer te geniet op die verhoog. Maar ek weer eens, ek trots in wie ek is. Ek hou van wie ek is, ek lewe in my uniekheid uit. So ja, ek is myself op die verhoog. Ek dink jy kan saamstem. Wonderlik. So as jy nou 'n kwaai tannie sien waar haar sit en jy so skeef en dan aankyk. glimlag jy breër vir haar. #let hem, jy gee glad nie om. Presies. Affekteer dit jou of affekteer dit jou glad nie? Ek sal as daar nou so 'n Noorse tannie dalk sit, dan sal ek breër glimlag vir die tannie. Want sy dalk gaan die tannie ook dalk deur ietsie of sy's ongelukkig in die lewe. Dalk help 'n glimlag haar weer om weer vreugde te vind in die lewe. Ja, ek stem saam. Kill them with kindness. Ek maak ook 'n punt daarvan as ek sien hier's iemand wat sit in frons die hele aand. Jy loop ek eers na hulle toe en sê, "Hey, jy gaan nou saam met my kom dans." En dan dadelik weet breek jy daai ys en hulle sien hoor jy's ook maar 'n mens wat net bietjie met hulle wil vreugde voel en die oomblik geniet. Ja. Jy was deel van 'n nogal groot sangkompetisie nou die dag, nê? Ja. Padstal of ietsie. Ja, ek het deelgeneem. Dit moes baie gewees het want ek het gesien was 'n hele paar groot name betrokke by daai kompetisie. So ek het deelgeneem, dit was my heel eerste kompetisie of my enigste kompetisie wat ek nou al so ver gedoen het. Dit was so lekker. Ek kan jou sê wat my gunsteling deel was, is die mense wat jy daar ontmoet. In die musiekbedryf, dit is soos 'n hele ander familie wat jy maak. Die spesiale mense wat jy daar ontmoet, voel dit of jy half musiekfamilie word van, jy weet. Absoluut. Hulle verstaan waar dit gaan, hulle verstaan die senuweeagtigheid en hoe jy voel en hulle moedig jou aan. Hoekom jy die hele tyd water wil drink met dit? Presies. En soos daai backstage moments is vir my so lekker want hulle motiveer jou, hulle bou jou op en dit is so lekker om daai samesyn en jy weet vriende gevoel te voel daarso in as jy so senuweeagtig is om op die verhoog te gaan. En die mense was ook lekker geweest en dit was vir my so lekker want my vocals, my stem het so baie
meer volwasse geraak in daai klein tydperk. Ag, dis wonderlik. Dit was so lekker geweest en ja, die beoordelaars was ook baie goed vir ons geweest. Opbouend, hulle het julle darm nie afgebreek of altyd opbouend. Dit is hulle het ons ook dis 'n opgebou. goeie manier. Goeie raad gegee, Ja. vir ons punte gegee en sulke goedjies om te verbeter op en hulle het ons geleer en dit was regtig was die baie moeite lekker werd. ervaring. Ja. So sal jy vir ons Centurion jong sangers sê, skryf in by die kompetisies, Ja. as daar kompetisies by die skool of 'n restaurant naby jou. Ek dink dis ervaring. Jy moet elke stukkie ervaring gryp wat na jou kant toe kom. Soos my wonderlike ouers ook sê, hulle sê altyd jy moet elke stukkie ervaring wat nou want 'n mens leer elke dag. Jy tel elke dag wysheid op, jy's nooit te oud om te leer nie. Dis waar. So jy moet elke geleentheid wat na jou pad toe kom, al is dit klein, groot, moet jy net oop arms aanvat en dit voluit doen, want jy tel ervaring op, jy weet nooit wat kan uit daai situasie uitkom vir jou nie. Jy's regtig 'n inspirasie, hoor. Baie dankie. Jy inspireer my regtig soos wat ek nou hierso sit. Baie dankie. Sonnebloem, dis fantasties om met jou te gesels, maar ek wil graag hê jy moet vir die jong Centurions ek is baie ingestel op die jong mense want hulle is die toekoms. They are the future of our country. We need to invest in them and we need to get them excited about music and the arts. Geef hulle 'n bietjie 'n woord van aansporing soos net jy kan. Soos ek gesê het, wees asseblief net altyd jou unieke self, want dis hoe lief Jesus jou gemaak het, jy moet dit uitleef. Mens verstaan nie hoe fulfillend dit voel in jou hart om jouself te wees, heeltyd jouself te wees, want ek sal heeltemal eerder heeltemal uniek. Ek sê altyd hoe meer uniek hoe beter. Ek sal altyd heeltemal uniek wees as om 'n volgeling te wees. Ook baie wyse woorde wat my ouers my al van kleintyd af leer, is wees altyd 'n leier en nie 'n volgeling nie. Want jy lei met trots en jy gee 'n goeie voorbeeld, en jy volg nie ander mense nie, want mense is feilbaar. Jy kan nie altyd vertrou wat ander mense doen nie, want almal maak foute. Wat altyd reg voel in jou hart is goed. Leef jouself voluit uit, wees die uniekste wat jy kan wees en wees trots, loop trots in jouself. Mense se opinies maak nie saak nie. Vind jou waarde by Jesus, want Jesus weet wat jou ware waarde is. Mense het nie genoeg wysheid om naaste by te weet hoeveel jy werd is of wat alles binne in jou aangaan of wat alles kan gebeur nie. En elkeen het so baie potensiaal. Hulle moet dit net uitleef. En ek weet dit is baie cliché om dit te sê, maar dit is absoluut heeltemal die waarheid. Wees net jou pragtige, unieke self, en staan trots in wie en wat jy is, en doen elke dag waarvoor jy lief is. Leef jou passie uit. Jy is regtig geseën vandag, hoor. En waar kan ons jou volg? Want ek wil hê kykers asseblief volg vir Sonnebloem, want hierdie dame gaan dit nog ver bring. Julle kan hoor, sy's 'n leiersfiguur, old soul in a young body, nee? Definitief, 100%. Want jou wysheid is ver bo jou jare. Baie dankie. Wow, waar kan ons jou volg? En ek gaan jou sommer na hierdie onderhoud dadelik ook begin volg. So dit sal so lekker wees as mense nog van my musiek wil hoor of nog van my wil sien op sosiale media. En dit sal lekker wees om mense deel te hê van my journey in musiek en mag my musiek hulle harte en my lirieke hulle harte aanraak en dalk het vir hulle 'n bietjie vreugde en vrede en waarhede en hoop bring vir die toekoms. So julle kan my kry op Instagram, Facebook en TikTok onder die naam Sonnebloem of Sonnebloem Musiek en al my liedjies is beskikbaar op alle digitale platforms. Daar het julle dit. 'n Jong meisie wat net 'n papier en pen gegryp het, begin skryf het en kyk waar is sy nou. Haar liedjies speel op groot radiostasies. Sy kry gereeld media-onderhoude, nê? Ja, dit is so lekker. En dinge is net besig om vir jou te pop, net omdat jy in jou waarheid gebly het, jouself gebly het en daai sterretjie in jou hart wat Jesus vir jou gegee het, gevolg het. Julle is so Sonnebloem. Ek gee vir jou 'n harde applous. Baie dankie. Daar sê julle kinders van Centurion, begin julle liedjies skryf. As julle enige vrae het, praat met Sonnebloem, praat met my, Ria met 'n Elleroe. Ons sal julle help want ons het 'n passie vir hierdie missie waarop ons is, dat ons kinders kan bietjie van die fone afklim en musiek begin skryf, leer daai gitaar speel, leer 'n klavier speel en maak jou lewe pragtig deur musiek.
baie dankie. Ons sien jou weer binnekort. En ons gaan uitspeel met Zonnebloems, een van haar splinternuwe Engelse liedjies wat sy self geskryf het, First Place. True happiness is worth the climb. Old school love stands the test of time. Truth be told, we're all so hearts, even when the hard days start. Look at the clock, let the teardrops fall. Still hear hope when heaven calls. Through the fire, through the grace, I'm still running my race. That old-fashioned song that makes my heart sing, that dusty truck and the miles we bring. Rain on the farms, everywhere you look. Prettiest pictures you won't find in a book. 'Cause I love my family and Jesus too. I take every chance to do what I'm called to do. It's my life, my goal, my race I run. Under the Father and the Son, yeah. Proud to know just what I'm worth. Holding on to my papa's words. I see my strength in my mama's eyes. Love and truth, both my greatest prize. All the wonders, all the works, rise through the light for all it's worth. Every breath, every prayer I walk that perfect way. That old-fashioned song that makes my heart sing, that dusty truck and the miles we bring. Rain on the farms, everywhere you look. Prettiest pictures you won't find in a book. 'Cause I love my family and Jesus too. I take every chance to do what I'm called to do. It's my life, my goal, my race I run. Under the Father and the Son, aim for the best, dare to seek. Life ain't always how it seems. Stand up proud, keep your word. Victory comes to hearts that work. Open your eyes, don't miss the truth. Faith will lead you through the moves. Word will guide each step you take and every choice you make. 'Cause I love my family and Jesus too. I take every chance to do what I'm called to do. It's my life, my goal, my race I run. Under the Father and the Son, yeah. I'm headed for first place when I'm done, yeah.